Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 8ste Maart. Die erediens vandag waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld en hy lees uit Johannes 8. En die tema van die preek: Wie sê jy is Jesus? Gooi die klip of buig voor die Verlosser. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kan ek net hoor? Is die microfoon aan? Dan kan julle my hoor daar agter? Okay. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 48, daarvan verse 1 en 4. Daar is, die Here is groot waar Sion stop, omwentel hy die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe die berg en stad in songlans bewe. En Sion teen die noorde blink bo die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak, as rotsburg onbekend gemaak. Psalm 48 verse 1 en 4 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam
en ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here, en soos ons uit die preek ook gaan hoor, dat die wet ons sondes vir ons ook uitwys, maar reeds dan is dit 'n trekpleister na Christus toe, want hy het die wet vervul namens ons, sodat ons vlekkeloos voor God gestel word. Kom ons luister daarna, soos dit opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slaffin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons hierop deur saam te sing uit Psalm 130, daarvan die eerste vers, en daarna bid ons saam. Soos oudergewoonte gaan ek vir ons voor in die gebed wat Dawid ook gebid het, nadat sy sonde met Batseba uitgewys is, en hy besef het, dat hy die skuldige is. Psalm 51. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, wees ons genadig, o God. In u troue liefde wis ons oortredings uit, in u groot barmhartigheid. Was ons skoon van ons skuld, reinig ons van ons sonde. Ja, ons oortredings ken ons en van ons sonde bly ons altyd bewus. Teen u alleen het ons gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in u oë. Die uitspraak is dus reg en die oordeel regverdig. Ons was al skuldig toe ons gebore is, met sonde belaai toe ons moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart.
Laat ons dan diep in ons binneste weet hoe U wil dat ons moet lewe. Neem tog ons sonde weg, dat ons rein kan wees. Was ons, dat ons witter as sneeu kan wees. Moet tog nie ag slaan op ons sondes nie. Wis al ons skuld uit. Skep vir ons rein harte, o God. Vernuwe ons gees en maak ons standvastig. Moet ons tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van ons af wegneem nie. Laat ons weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat ons U weer met toewyding dien. Ons sal oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red ons van ondergang, o God, ons Redder, dat ons kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee ons die woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra U nie, anders sou ons dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Laat ons U liefde en U goedheid ervaar. Ons bid dit in die naam van U Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Terwyl ons sit, sing ons nou saam met Psalm 118, daarvan die eerste vers. Ons luister volgens na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Johannes 8. Johannes 8 vanaf vers 1 tot 11. En ek lees volgens uit die 53 vertaling. U kan gerus volg in die vertaling wat u voor u het. Is Johannes 8 vanaf vers 1. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan. En vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom: Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê: Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar: Vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Net in die laaste vers weer.
En sy antwoord, niemand nie, Here, en Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ons het verlede week gehoor dat ons deur ons geloof deel het aan Jesus Christus se soenverdienste aan die kruis. Ja, ons ou mens is daar saam met hom gekruisig, maar 'n nuwe mens het ook saam met hom opgestaan. 'n Nuwe mens wat dood is vir die sonde. 'n Nuwe mens wat as gevolg van die oorwinning van Christus oor die sonde nou nie meer 'n slaaf van die sonde is nie, maar onder ons nuwe eienaar, Jesus Christus, kan heers oor die sonde. Maar ons het sopas weer na die wet van die Here geluister. Elke Sondag word dit gelees en elke keer sny dit diep, want dit wys ons sondes uit. Soos wat die katekismes ons ook leer, ken ons sonde en die ellende uit die wet van God. Ja, die wet is soos 'n spieël. Dit wys vir my wie ek regtig is. Maar wat dan? Wat doen ons nadat die spieël van die wet ons sondes uitgewys het, ons afgebreek en ontmasker het? Bly ons by die wet staan? Of lei die wet ons verder na iemand toe? In Johannes 8 word ons voor daardie beslissende vraag geplaas. Nie direk in soveel woorde nie, maar in alles wat daar gebeur, hoor ons dit ekho. Wie sê jy is Jesus Christus? Hoe staan jy voor hom en wat is jou verhouding met Jesus Christus? Dis nie 'n koue teoretiese vraag nie. Dit is 'n vraag wat bepaal of jy met 'n klip in jou hand staan of met leë oop hande voor jou verlosser kniel. Kom ons luister na wat hier gebeur. Die toneel speel af in die tempel in Jerusalem. Dis in die tyd van die Loofhuttefees. Net die dag tevore het Jesus uitgeroep, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En daardie uitspraak het die stad in beroering gebring. Sommige het gesê, hy is 'n profeet. Ander het gesê, hy is die Christus. En nog ander het hom as 'n misleier afgemaak. En die verdeeldheid was so groot, dat sommige mense vir Jesus wou gevange neem. Maar niemand het dit gewaag nie, want daar was niks wat hulle teen hom kon inbring nie. Vroeg die volgende oggend sit Jesus dan weer in die tempel en hy leer die mense. Hy doen waarvoor hy gekom het, om die waarheid van God te verkondig. Maar skielik word die rus versteur. Skrifgeleerdes en fariseërs beer deur die skare. Hulle sleep 'n vrou saam en laat haar daar in die middel van die skare staan. Meester, sê hulle, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Wat sê u? Broers en susters, probeer die toneel indink. 'n Vrou, verneder. Haar sonde is ontbloot. Haar toekoms donker. Sy staan in die middel van 'n skare mense, nie net fisies nie, maar ook moreel. Sy is skuldig. Die 7de gebod is oortree. Die wet van Moses is duidelik. Oorspel is strafbaar met die dood. Hier is nie verskonings nie. Sy is betrap, skuldig. Maar tog, waar is die man? Die wet sê duidelik dat albei gestenig moet word. Maar hy is nêrens nie. Ja, die gebeure hier ruik na 'n komplot. Hierdie vrou is nie vir die skrifgeleerdes of die fariseërs belangrik nie. Sy is 'n middel tot 'n doel. Die eintlike teken is Jesus Christus. Hulle vraag is slim.
Hulle dink dat hulle vir Jesus in 'n hoek vasgekeer het. As Jesus sê, stenig haar, dan bevind hy hom in konflik met die Romeinse owerheid. Ja, die Jode mag nie self die doodstraf uitvoer nie. Dan kan hulle hom by die Romeinse owerheid gaan aankla. As hy sê, moenie haar stenig nie, dan bevind hy hom in konflik met die wet van Moses. Dan kan hulle hom as 'n valse leraar by die Joodse raad aankla. Ja, hy is in 'n hoek gedruk. So dink hulle. Broers en susters, sien julle wat hier gebeur? Hierdie manne ken die wet. Hulle kan dit aanhaal. Hulle weet presies wat daarin staan. Hulle is ywerig om God te dien, deur die wet te onderhou. Ten minste in hulle eie oë. Maar hulle gebruik die wet as 'n wapen. Nie om God te eer nie, nie om geregtigheid te laat geskied nie, maar om vir Jesus Christus vas te trek. Nou maklik gebeur dit nie vandag ook nie. Ons ken die Bybel. Ons kan die hoofstukke en die verse opnoem, aanhaal. Ons kan die sonde uitwys. Ons kan sterk standpunte inneem. Ons kan klippe optel, figuurlik en selfs met ons woorde. En tog kan 'n mens die wet gebruik sonder om die Here van die wet te ken. Hier staan die wetgeleerdes met die wet in die hand. En die wetgewer en die vervuller van die wet daar voor hulle. En hulle sien dit nie raak nie. Wat doen Jesus? Hy antwoord nie. Hy buig af en hy begin met sy vinger in die grond skryf. Ons weet nie wat hy geskryf het nie. Dit word nie vir ons in die skrif gesê nie. Wat wel duidelik is die stilte. Hulle druk Jesus vir 'n antwoord. Hulle dring aan, wat sê u? Wat sê u? Toe staan Jesus op en sê net een sin. Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En hy buig weer af. Dit is al. Hy gaan nie in debat in nie. Hy ontken nie die wet nie. Hy sê nie die sonde is onbelangrik nie. Hy sê nie oorspel is aanvaarbaar nie. Hy plaas eenvoudig die klip weer terug in hulle hande en die spieël van die wet voor hulle oë. Wie van julle is sonder sonde? Broers en susters, wat hier gebeur is nie ontkenning van geregtigheid nie. Dit is ontmaskering van skynheiligheid. Want volgens die wet moes die getuies die eerste klip gooi. En Jesus erken daardie voorskrif van die wet ook. Maar hy voeg by, die getuie moet self nie skuldig wees nie. Want wat dryf hierdie manne? Liefde vir geregtigheid? Of haat? Jaloesie? Of moordplanne teen hom? En skielik staan hulle in die beskuldigingsbank. Een vir een begin hulle weggaan. Hulle gewete kla hulle aan. En hulle loop weg. Nie na Jesus toe nie. Weg van hom af. Dit is tragies. Hulle besef hulle skuld. Hulle weet hulle kan nie die eerste klip gooi nie. Maar in plaas daarvan om voor Jesus te buig, draai hulle om en loop weg. Die wet het hulle aangekla, maar dit het hulle nie na Christus toe gelei nie. Broers en susters, is moontlik om jou sonde te besef en tog nie na Jesus te vlug nie. Dis moontlik om die wet te hoor, jou gewete te voel brand en steeds op jou eie pad te gaan. Hierdie manne verlaat die toneel met leë hande, maar ook met leë harte. En toe is daar weer stilte. Net Jesus en die vrou. Vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie? Niemand nie, Here.
Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Wat gebeur hier? Jesus sê nie sy is onskuldig nie. Hy praat nie haar sonde goed nie. Hy ignoreer dit nie. Maar daar is geen wettige aanklaer meer oor nie. Geen getuie nie. Dis geen vonnis nie. Ja, hy wat self sonder sonde is, sou die enigste een wees wat regmatig 'n klip kon gooi. Maar hy doen dit nie. Hoekom nie? Omdat hy nie gekom het om te veroordeel nie, maar om te red. Later sou Johannes skryf, God het sy seun nie in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Jesus hou nie 'n klip in sy hand nie. Hy weet hy gaan self die straf dra. Die vrou wat die dood verdien, sal lewe. Hy wat die lewe verdien, sal sterf. Ja, op Golgotha sal die klippe verander in spykers. En daar sal hy hang tussen die hemel en aarde en die skuld dra ook van hierdie vrou. Broer en suster, ook van jou en my. Ja, die wet kla ons aan. Ons gewete kla ons aan. Ons staan skuldig. Ons verdien die dood. Maar Jesus het vir ons sondes aan die kruis betaal en ons vonnis is vryspraak. En dit is wat ons presies nou aan die nagmaalstafel in gedagtenis gaan bring. Daarom kom ons luister na die formulier vir die gebruik van die nagmaal. Ons lees, geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellings van die woorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op die grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons alle afgodsdienaars, towenaars, waarsêers en die wat in hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en toosoekers, egbrekers, oreerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste.
Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. En daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het al sy pyn en smart en bange God verlaat en hy het gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. Elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof van Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou eers voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word, en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam met Psalm 23 vers 3, terwyl die tafel gereed gemaak word. Amen.
Verhef je harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem jy het gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus.
Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Terwyl ons so sit, sing ons saam uit Psalm 116, daarvan verse 1 en 10. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Die laaste gedeelte van vers 11 weer: gaan heen en sondig nie meer nie. Broers en susters, Jesus het nie net gesê, ek veroordeel jou ook nie. Hy voeg by, gaan heen en sondig nie meer nie. Soos ons verlede week ook gehoor het, genade is nie vir jou 'n lisensie om aan te hou sondig nie. Vergifnis is nie verskoning vir losbandigheid nie. Jesus roep die vrou tot 'n nuwe lewe. Waar sy skuldig was en die doodstraf moes kry, gee hy vir haar 'n nuwe lewe, maar dit moet 'n lewe saam met hom wees. 'n Lewe van dankbaarheid. Nou broers en susters, nou is daar ons. Waar staan ons in hierdie gebeure? Is ons die fariseërs? Ons ken die skrif.
Ons bely die waarheid. Ons kan sonde uitwys en ons moet. Maar hoe maklik raak ons nie hard nie? Hoe maklik tel ons nie klippe op teen ander se sondes nie, terwyl ons ons eie harte verskoon? Wie van ons kan die eerste klip gooi? Of is ons die vrou? Skuldig, betrap, ontbloot voor God se heiligheid? As ons eerlik is ons albei. Ons het al met klippe gestaan, maar ons het ook al in die middel gestaan. En die wet sê skuldig. Die loon van die sonde is die dood. Maar hier is die kernvraag. Wie sê jy is Jesus Christus? Is hy vir jou net liewe Jesus wat altyd alles oorsien? Of is hy die heilige seun van God, die een wat die wet volmaak vervul het, die een wat my skuld gedra het? Ja, ek is skuldig, maar Jesus het namens my vir die straf op die sonde betaal. Dan laat ek die klippe val en ek buig voor hom. Dan sê ek is daardie vrou. Ek is daardie fariseer. Ek is skuldig. Maar dan hoor ek sê, ek veroordeel jou ook nie. Nie omdat Jesus net my sonde oorsien nie, maar omdat hy dit gedra het en die volle prys daarvoor betaal het. Ja, wanneer die wet ons aankla, mag ons nie wegloop soos die fariseërs nie. Nee, laat ons juis dryf na Christus toe. En wanneer ons daar voor hom staan, alleen dan hoor ons sy stem, gaan heen, sondig nie meer nie. Dit is 'n uitnodiging tot 'n nuwe lewe, 'n lewe uit dankbaarheid, 'n lewe sonder klippe, 'n lewe saam met die een wat in ons plek veroordeel is. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Ons sing nou saam met Psalm 118, daarvan die 12de vers. Broers en susters, kom ons staan en ontvang dan ook so die seën van die Here. Verhef je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor
en aan julle vrede gee. Amen. Weer eens goeiemôre broers en susters. Net die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Die 8ste is vandag Victor Pyper en Michelle Oosthuizen. Die 10de Jill Olofse, die 13de Sonika Lambrecht. Al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag. Mag die Here sy seënende hand vir nog baie jare oor julle hou. Dan word daar voorinbidding gevra vir Philip Korf se swaar wat ingaan vir 'n dubbele hartontbreiding. Ons dra hom aan die Here se sorg op. En dan ook Kevin McCarter het sy mangels laat verwyder. Nou, ons weet klink na 'n kleinigheid, maar as mense groot mense is, dan kan dit rof raak. So baie sterkte vir hom en mag hy ook vinnig herstel. Dan broers en susters, ons het nou 'n braai weer na die tyd. Jy is almal hartlik welkom om toe buite woon. Is welkom om gemaklike klere te gaan aantrek by die huis ook, of as jy ver bly, sommer net so te bly ook. Dan die musiekmalligheid, kom nou vinnig nader, 27ste Maart, Vrydag aand. Skryf asseblief die name op of gee dit vir Christine, sodat ons net weet hoeveel tafels daar reggemaak moet word. Jy kan later betaal. Dit gaan nie vir ons oor die geld nie, dit gaan oor die samehorigheid. So asseblief, kom geniet hierdie aand saam met ons. Dis werklik groot pret. Die tema is musiek. So jy kan aantrek soos enige sanger of, weet jy, die drommers trek bietjie rof aan. Maar net soos wat jy wil, trek soos 'n musiektema aan en kom geniet hierdie aand saam met ons. Jy bring jy eie piknikmandjie met dit wat jy wil drink saam. So daar gaan niks verkoop word daardie aand nie, jy bring alles saam en geniet die aand net saam met ons. Ons hoop om elkeen daar te sien. Vrydag ook, baie dankie almal wat hier kom help het om die nagmaaldiensgroep wat die tafels gedek het en reggesit het en ook die jeuggroep wat daarna vergader het. Ons was 'n groot klompie en ons hoop om al die jeug nog daarby in te skakel. So baie dankie daarvoor. Ons vra maar net dat ons jonger lidmate ons ook gou sal help, dat ons net weer die tafels terugvat, afdek en die stoele regpak. Baie dankie aan almal. Geniet die week.